alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy, daar's niemand soos hy. Goeiemôre. Ek hoop almal het 'n lekker oggend sover gehad. Voor ons begin, ek wil bietjie ietsie anders doen vir oggend. Ek wil hê ons moet gaan almal staan, asseblief. Dan groet net 1 of 2 mense om jou. Net 'n hallo, high five, 'n drukkie. As jy baie lief is vir hulle, 'n soentjie. Want asseblief nie iemand probeer soen wat nie baie lief is vir jou nie. En nou het my skoonpa altyd gesê, nou kyk jy aan die ander kant toe en jy groet die persoon wat jou die meeste irriteer. So ek het altyd my vrou gegroet. Net voor ons begin, we gaan al die afkondigings doen. Daar is dinsdag aand is daar nog Bybelstudie. En woensdag het ons musiekoefening en dan donderdagoggend 10:00 is dit die vroue, 10:30 die vroue en dan 6:00 donderdag aand is dit ook bidduur. Volgende week Sondag baie belangrik. Dit is ons kinderkerk se Kersafsluitingsprogram, prysuitdeling. So asseblief probeer dit bywoon. Hulle sit baie moeite in, hulle oefen op Saterdag. Ek weet nie hoe doen hulle dit nie, ek het net een en ek wil al mal gaan. Maar so, asseblief kom kyk bietjie, kom kuier bietjie saam ons. En ek dink dis my storie, nee? Dis hy. Sal Tannie vir ons asseblief bid? Ja, natuurlijk. Asseblief, dankie. Kom ons maak ons oor toe. Here, so baie dankie vir die wonderlike voorreg om u kinders te kan wees. Dankie dat ons hier in die huis kan wees en net kan sê Heilige Gees. U is so welkom vanoggend. Here, kom doen soos u goed dink vanoggend. En laat ons lofprysing en aanbidding soos wierook voor u optrek. Here, sodat u al die lof en al die eer sal kry vanoggend. En dankie boonop dat dit ons stig en ons volmaak in Jesus se naam. Amen. Is jy reg vanoggend om die Here se naam groot te maak? As ons nou 'n liedjie sing wat jy nie ken nie, skies la 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 la, maar saam vanoggend is dit reg. Môre Anna. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Worthy to receive glory, worthy to receive honor, worthy to
ons raak net so vir 'n oomblik stil. Net jy en die Here en jy sê vir die Here, U is welkom. U is welkom vanoggend. Ons prys U en aanbidding. Ons prys U en aanbidding. Ons prys U en aanbidding.
gou terugkom. Sien jy uit na die dag? Hallo Mika. Hallo Oumi. Ek waai net vir daai poppeloppie want sy waai en Oumi waai nie terug nie. Oumi sing net. Daar sê kom ons sing God van vreugde, God van vrede. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God
saw the Lord. I saw the Lord seated on his throne. high above everything. He was clothed in glory. Exalted high, and the train of his throne fills the temple, and the angels circled around him, and they cried, you seated on his throne. He was clothed in glory. Exalted high, and the train of his throne fills the temple, and the angels circle around him, and they cried, you are Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the
King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Always, always be. Thank you, Jesus. 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 Father God, it's in this atmosphere where we just want to come say, worthy, worthy is the King of Kings and the Lord of Lords. Father, without you, we are nothing. Father God, without you, there's no breath in our lungs. And we want to give you honor this morning. We want to give you glory this morning, because who is like our God under the heavens? There is no one. There is no equal. There is no one that can compare. And this morning we want to make it all about you. Thank you, Holy Spirit, for showing up this morning. Father God, I pray that as we go into your word this morning, that you will just have your way. Father God, that it'll all be about you, that it may not be about me, that it may not be about anything else. May there be no distractions, Father God, but may it be a word directly from the heart of God this morning. And we thank you for this in Jesus' name. Amen. Thank you. Kan julle sitplekke neem, dankie. So, voor ons oorgaan na die woord toe, ek het laas Sondag probeer in Afrikaans bid en besef dis nie vir my nie. So, ek is, die Afrikaans praat is okay, Afrikaans bid not so much. Maar ek is baie opgewonde oor vanoggend se woord. Ek het seker al 4 of 5 boodskappe oor hierdie gedeelte gepreek en almal ken hierdie gedeelte. Dis een van die mees bekendste gedeeltes in die Bybel, en hierdie week toe wys die Here vir my net iets wat ek nog nooit raak gesien het nie. Vir my is dit breek my brein om te dink, 'n boek wat oor die 2000 jaar oud is, kan vandag nog steeds vir my nuut wees. Dis ongelooflik. Almal vra soos, hoe kry jy die antwoord daarop? Of waar kry ons die antwoord? Hier binne, in die woord van God. Want vandag kan hy vir my iets beteken, en môre kan hy selfde stukkie iets vir iemand anders beteken. So vandag gaan ons na Daniël toe, ons gaan bietjie na die Ou Testament toe, ons gaan na Daniël 3 toe, en ons gaan praat oor die 4 oond, en ek hoop en bid regtig dat die Here vir julle oopmaak soos wat hy vir my oopgemaak het. Ons gaan begin lees by Daniël 3 vers 8. En ek wil hierdie stukkie vat en ek wil hom stukkie vir stukkie opbreek, want ek glo in elke vers in die Bybel is daar iets vir iemand. Die storie is belangrik, maar tussen die storie het God vir ons, ek glo, klein nuggets gesit. En waar's Shani hulle? Sy Sondagskool toe. Shani en chicken nuggets. So, hierdie is ons Christelike nuggets. En ek is 'n prentjie mens, so ek gaan vir ons 'n prentjie probeer inkleer vanoggend. So die skrif sê, op grond daarvan het te gelyke tyd Klaudeuse manne nader gekom en die Jode aangeklaag.
Daarop het hulle met koning Nebukadnesar gespreek en gesê, mag die koning vir ewig lewe. Nou ek wil net daar stop, ek wil net gou-gou 'n prentjie gee vir ons van hoe die wêreld werk en dink. Sien, die duiwel het dit reg gekry om aan mense se karakter te probeer bou. Sien, as ons in die wêreld is, dan sê mense vir ons, ag, dis oukei, dit sal goed gaan, jy sal oukei wees, alles sal fyn wees. Hier staan ek by die tafeltjie, maar by die preekstoel, en ek wil vir jou sê, dit gaan nie altyd alles oukei wees nie. Enig iemand wat daai vir jou sê, ken nie hulle Bybel nie. Het gaan nie altyd oukei wees nie. Het gaan nie altyd perfek gaan nie. Het gaan nie altyd great gaan nie. My Bybel sê vir my, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, but affliction will come. So met ander woorde, dit is op pad. So as dit op pad is, kan dit nie altyd goed gaan nie. Dit kan nie gebeur nie. Maar die duiwel het dit reg gekry om ons gemaklik te maak met waar ons is. Dis gemaklik om in die omstandighede te wees. Ek hoef niks te verander nie, ek's oukei. Want die wêreld sê so. Ek het vir julle baie slegte nuus vanoggend en ek gaan so bietjie miskien op mense se tone trap en ek is baie jammer daarvoor, maar dit is nie oukei nie. God het ons geroep om anders te wees as die wêreld. En in hierdie storie het hy manne geroep om anders te wees in die wêreld. En nou spring ek voort. Let's go back. Daniël 3 vers 10 sê, U o koning het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horing, die fluit, die sitaar, die luit, die harp, die doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die vuuroond gegooi moet word. Nou ek wil net seker maak ons verstaan iets hierso. Die duiwel hou nie van ons nie. Maar dis nie sy ek gaan nou iets sê, pastoor moet my nie vloek nie asseblief. Dis nie sy doel om ons dood te maak nie. Hy wil ons omstandighede doodmaak. Hy wil ons kry waar hy ons wil hê. As hy my nou doodmaak, gaan ek hemel toe. Ek's vasoortuig en hy verloor. En hy het dit baie vinnig besef toe hy dit met Jesus doen. Want hy het gedink hy het gewen. So die Bybel sê hy kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy wil jou so omdraai dat jy op God opgee. Dis wat hy wil hê. Hy wil ons so omstandighede bo op ons sit sodat ons wegdraai van die enigste persoon wat ons kan help. Hy gaan uit sy pad uitgaan. Uit sy pad uitgaan om jou ongemaklik te maak. My skoonpa het altyd vir my gesê, as dit met jou te goed gaan, moet jy bekommerd wees, want dan pla jy nie meer die duiwel nie. En as jy nie meer die duiwel pla nie, is hy oukei met waar jy is. En as hy oukei met waar jy is met waar jy is, ek dink, ek weet nie, dan is jy al klaar in die moeilikheid. Want hy hoef niks te doen om jou te kry nie. En dit is wat my heeltemal geskok het van hierdie gedeelte, is hoeveel mense was oukei om voor die wêreld neer te buig. Hierdie was 'n tyd, of kom ons gaan eers terug. Daar is Joodse manne wat oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Ek het vir Dylan hy gesê, ek gaan nie preek nie, ek gaan uit my hart uitpraat. So ek gaan 'n bietjie reguit praat vanoggend. En ek wil vra vanoggend, voor ons
verder gaan in die woord, hoeveel keer het ons as kerk, nie net hierdie gebou nie, ons as kerk, neergebuig vir 'n wêreldse idee, vir 'n wêreldse gedagte. Hoeveel kerke preek, dis oukei om daai en daai goedjies nou te doen, want dis nie meer Bybelse tyd nie. Dis oukei om daai en daai en daai te doen, want dis nie meer, want genade. Genade maak mos alles reg. Nou, ek gaan myself in die moeilikheid kry vanoggend. Genade maak nie alles reg nie. Genade is die geleentheid wat jy het om reg te kom. Dis die kans wat ons gegee word om te verander. Dit is nie 'n verskoning om te sondig nie. Die kerk vandag gebruik genade as 'n verskoning om te lewe soos wat hulle wil. Die kerk van daai dag het hulle gevangenis gebruik as 'n verskoning om neer te val voor 'n goue beeld. Ek het vir die eerste keer besef, in my opinie, dit was nie die duiwelse plan om daai 3 manne in die vuur te kry nie. Dit was die duiwelse plan om vrees te gebruik, om daai manne te kry om hulle geloof te verander. Sien, maar daai manne het op 'n plek gekom, waar vrees nie deel van hulle woordeskat was nie. Ons gaan na die volgende versie toe. Toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring, en Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle daai baie musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val, en die beeld wat ek gemaak het, te aanbid, goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word, en wie is die God? Asseblief, as jy 'n pen het of 'n onderstreep daai wie. Want dis in hierdie storie waar mense begin besef het wie is daai wie. Die kerk moet weer op 'n plek kom waar ons besef wie is wie. Wie is wie? Wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Ek wil net hê ons moet verstaan hoe arrogant die wêreld geword het. Wie dink jy gaan jou red? Wie gaan jou kan help? Daar's niemand wat jou gaan kry. Ek is in beheer. Ek weet wat aangaan. Ek kan jou omstandighede hel maak. Die wêreld het op 'n plek gekom waar hulle gemaklik is, want die kerk het dit toegelaat. Die kerk het begin stil bly. Die kerk het begin stil bly toe goeters gebeur. En nou dink die wêreld dis oukei. Kerk, ek het 'n vraag vir ons vanoggend. As ek nie die mense wys wat anders is nie, wie gaan? Ons is in die kerk en altyd gesê hierdie is nie 'n op en af boodskap nie, hierdie op en af spring boodskap nie. Hierdie is 'n boodskap waar as jy uit hierdie deure gaan uitstap, gaan jy 'n besluit moes gemaak het. Van wie ek wil wees. Sien, want God verander nooit nie. Die mense daar buite dink God verander hoe ons reageer.
en hoe ons goeders daar buite doen. Maar my Bybel sê vir my, God is nog altyd dieselfde, en hy sal altyd dieselfde bly. En my vraag vir oggend is die God wat ons hier binne verteenwoordig, dieselfde God wat ons daar buite verteenwoordig? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord, en aan koning Nebukadnesar gesê, ons ag dit nie nodig om op hierdie 'n antwoord te gee nie. Luister koning, ek kan dit imagine. Ons kom sit gou vir my hierso. Hier sit ons koning. En hierdie ou is nou kwaad. Hy is ongelukkig. Hy is nie happy nie, want hierdie mense doen nie wat hy wil hê nie. En nou het hy hulle uitgetrap. En hier staan daai 3 manne. Koning, ek is baie jammer om jou te leer te stel, maar jou opinie maak nie vir my saakie. Kan jy imagine wat se woede in hierdie koning opgespring het? Kan jy dink, hier sit 'n koning in beheer van alles. Alles. Elke sang, elke lied, alles. En hier's 3 tieners, by the way. Tieners. Historiese skrywers sê, hulle was tussen 13 en 17 jaar oud. Waar is die tieners in die kerk? Het jy al so voor die koning gestaan? Kan jy imagine, hier kom 'n 13-jarige seentjie hier in. Jou opinie. Nee wat, maak nie vir my saakie. Hoekom? Want ons net een opinie wat vir my saak maak. Dankie. Can you imagine? En ja, ek is hier meestal vir die jeug en my en Delaney se bediening is jeug, ek love die jeug, ek love die kinders en ek so mal soos 'n haas, maar kan jy imagine as ons hierdie kerk se jeug kan kry wat in 'n McDonald's instap en sê, hey, jy praat nie so nie. Wie dink jy is jy? Nee, ek is niemand nie, maar hy is vir my belangrik. Kan jy imagine, ons gaan in die skole in. Ons gaan in die skole in en hulle leer vir ons evolusie, wat die waarheid is. En elke Christen besluit, juffrou, ek sal dit doen want hulle sê ons moet. Maar hier maak ek 'n staan, ek glo nie vir een oomblik wat daar gesê word nie. Vir ons tieners weer, kom wys my. Is julle reg om dit te doen? En dan gaan mense vir jou sê, yes, maar jy's arrogant. Nee, hierdie ding sê vir my so. My Bybel en my God is vir my belangrik. Jy sien, hierdie mense was bereid om doodgemaak te word, nie omdat hulle geloof het nie. Ek dink dis een van die grootste ding wat ons mis, ek het al dit gepreek ook, en geloof is baie belangrik in hierdie storie, maar dit is nie die hoof eienskap van hierdie storie nie. Die hoof eienskap van hierdie storie, en hier kom, ek het sommer dit gehighlight en groot geskryf, awesome deel nommer 1. Kyk, is een van die belangrikste skrifte in die Bybel vir my. En ek het dit onlangs eers ontdek. En dit sê, nadat hulle geantwoord het en gesê, as ons God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, of om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond, uit die hand, o koning, verlos. Daai is geloof. Daai is geloof. Awesome deel nommer 1. Maar, as hy nie doen nie, gee ons nie om nie. Hoor gou kerk, as hy nie doen nie, gee ons nie om nie. Want dan weet ek gaan na hom toe. Te veel het die kerk gebuig voor omstandighede, voor siektes, voor situasie. O, ek moet dit lees. Maar nie so nie, of so nie.
Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Al gaan God my siekte nie genees nie, ek gaan nie voor hom buig nie. Al gaan God my omstandighede nie verander nie, ek gaan nie voor hulle buig nie. Hoekom? Want as ons buig, mis ons die geleentheid vir 'n wonderwerk. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en het, waar is ek nou? Sorry. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig was. Ek het dit nou in Afrikaans gesê, but I need you to hear this in English. We know our God can. But even if he does not, our faith will never be replaced by fear. Ons geloof sal nooit ooit vervang word met vrees nie. Kerk, ons het so bang geword. Ek het nou preek vir myself, want ek het nou net gesê ek gaan op mense se tone trap en ek is jammer, maar ek is nie regtig jammer nie. Want God se woord is die waarheid. En dis tyd dat die kerk ophou om verskoning vra, omdat ons volgens dit wil lewe. Ek is jammer ek sê dit so, maar dis nie vir my reggie. Kom kerk, julle lag, dis wat ons doen. Dis wat ons doen. God het vir ons gesê ons moet almal lief hê. That means everybody. The guy who steals, cheats, lies, ons moet hulle almal lief hê. Die 2 ouens op die kruis, die een wat gevloek en geskreeu het, die een wat nie gedoen het nie, ons moet hulle lief hê. Want ons sing te wees soos Jesus. Ons sing, Here, ons wil soos U wees, help ons, lei ons, vrug van die Gees, ons wil al daai goedjies doen. Dit beteken ons moet almal lief hê. Maar dit was uit liefde wat Jesus met 'n sweep in die tempel ingeloop het en gesê het, hierdie is 'n huis van gebed. Jy sien, die kerk moet op die plek kom waar ons leer wat dit is om uit liefde op te tree en te sê, dis nie oukei nie. Ja, maar wat in Sodom en Gomorra nie oukei was nie, is vandag nie oukei nie. Wat voor die kruis nie oukei was nie, is vandag nie oukei nie. Wat na die kruis nie oukei was nie, is vandag nie oukei nie. Die probleem is, kerk, ons het te veel na die wêreld geluister, dat ons nie meer besef wat is nie oukei nie. Daar's kerke. Nee, ek gaan dit nie doen nie. Nee, ek gaan dit doen. Daar's kerke. Hoor gou mooi. Nee, daar's kerke wat om Sondae-aande mense by die dienste te kry, gin and cheese tastings hou. Ja. En kaas en wyn aande hou, om mense by die kerk te kry. Kerk, as ons sulke goeters moet doen, om mense by die kerk te kry, is Jesus nie meer by die kerkie. Dit is nie oukei. Kan jy imagine, ek moet vra, ek het daarom nog 'n bietjie tyd, ek moet vra, kan jy imagine Jesus het hier gesit, die Jesus wat perfek is, die Jesus wat alles vir ons gegee het, die Jesus wat daar is en genade gegee het, vir ons as 'n kans om te verander, hier gesit het vanoggend. Gaan jy vir hom vra, gaan hy by vanaand se gin tasting wees? Maar dit is oukei vir ons. Weer eens kerk, ek is baie jammer, ek gaan reguit preek. Ek bedoel nie om iemand se tone te trap nie, maar hierdie woord
is suiwer. En dis nie pastoor Dwayne of Paul of Chantel wat jou in die hemel gaan kry nie, ek is baie jammer. Ek gaan. Jy moet besluit of jy saam wil gaan. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek gaan ook hier langs jou buigie. Kerkleierskap, nie net ons kerkie, ons gaan nie buigie. Ons gaan nie langs jou buigie. Want wat jy my deur gaan sit, is miskien nou pynvol. Dis miskien nou nie lekker nie. Maar ek gaan staan. Want wanneer God opdag, nie as nie, wanneer God opdag, gaan ek saam hom. Die wat buig, doen nie. Iemand het vir ons 'n storie gegee, dis 'n pastoor en ek kan nie onthou wie hy is nie, maar hy het die ewigheid probeer verduidelik. En hy het gesê, imagine Tafelberg en 'n klein mossie vlieg 1 keer 'n jaar na Tafelberg toe en hy vee net sy biek so af aan Tafelberg en dan vlieg hy weer weg. Hy sê, as Tafelberg net so hoog is, van hoe daai voeltjie 1 keer 'n jaar sy biek skoon gemaak het, is dit 'n sekond van die ewigheid. Ek mind nie om hier te suffer nie. Ek mind nie om hier te bly staan nie. Want daar's 'n ewigheid wat wag. En die vraag is, kerk, waar gaan ons ewigheid wees? Maar nou hardloop ek weer vooruit. Daar is net awesome deel nommer 1. Nou skiep ons gou na 3 vers 21 toe. Toe is daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan en hulle is binne die brandende vuuroond gegooi, omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Hier kom ons nou. Asseblief, weer, sorry. Hier is die slegte mense. Hy was nou goed, nou sy sleg. Right, ek is geboei. My hande, my voete is geboei. Alles is vas. Hierdie oom, gaan oom my gou in die vuuroond gooi, asseblief. Gaan my nou in die vuuroond gooi. Hierdie oom is dood. Hy is dood. Niemand weet wat het met my gebeur nie. Want hulle het my nie sien doodgaan nie. Maar hy is dood. Dankie. Hy is dood. As ons God se manier volg, kerk, gaan God ons battles beklei. Hy het sonder dat enige iets gebeur, die vyand wat hulle wou verslaan doodgemaak. When we do things God's way, He will do things His way. En sy manier, sê my Bybel, is om na my te kyk, en vir my te sorg, en vir my te beklei. Dit is vir my so awesome, ek moet net gou hierdie insit. Hierdie is in 'n tyd, waar Babylon, hulle in Babylon was, hulle was gevange geneem. Hulle was nie in hulle eie huise nie, hulle was nie in hulle eie plekkies nie, hulle was in die vyand se wêreld. Net soos wat ons in die vyand se wêreld is. Die Bybel sê, we are in this world, but we are not of this world. Ons is in die vyand se kamp. Hierdie 3 jong manne was in die vyand se kamp. Ek wil net vir ons laat weet, dit was nie net 3 Jode wat gevange geneem was nie. Dit was die hele nasie. In vandag se tyd, dit was die hele Christendom. 3 van hulle het opgestaan. Waar was die res?
Nou, ek weet, dis in Daniël se tyd en is daar, en ons weet nie waar almal was nie, maar hier's my vraag. Hoekom nie 3? Hierdie 3 manne het nou nie gebuig nie, en hulle is in die vuuroond gegooi. Ek wil net 'n geheim vir ons leer vanoggend. En ek is amper klaar, amper. Die mense wat teen jou staan, as jy vir God staan, gaan voor God staan. Die mense wat teen jou opstaan, as jy vir God staan, gaan voor God staan. En God is liefde. God is genade. Maar God is ook regverdig. And the punishment will fit the crime. But only when we stand on the promises of God. Sien, is maklik om kerk toe te kom, en is great, ons kom kerk toe, dis fantasties. My pa het altyd vir my gesê, jy kan in jou garage gaan slaap, dit maak jou nie 'n Ferrari nie. Jy kan in die kerk kom bly, dit maak jou nie 'n volgeling van Jesus nie. See, coming to church is great, want dis wat die Bybel sê. Do not forsake the gathering of the saints. It was touched on last week as well. Dis belangrik. Maar dis nie waar dit stop nie. Sien, hierso kom ons by mekaar, om krag te kry, om sterk te wees, om saam te praat, om te getuig, om mekaar op te bou. Daarso gaan ons om te werk. Om anders te wees, om goeders anders te doen. God verwag nie dat ek alleen deur die vuuroond moet gaan nie. Hy verwag dat ek hom moet vertrou. Dit beteken nie ek gaan nie brand nie. Dit beteken nie ek gaan nie seer kry nie. Dit beteken nie, kan het julle al gehoor, daai mense het my so seer gemaak in die kerk, ek gaan nie eers in die kerk toe nie. Mense is nog steeds mense. Hulle is nie God nie. En as ons mense krag gee oor ons lewens, gaan ons die Godkrag in ons lewens verloor. God's power is in you when you're in Him. When you're not, it's not. Die laaste skrifgie. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en hastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboei binne in die vuur gegooi nie? Hier is my vraag, ek het my pa ook gevra, en Uncle Paul, van die Misha, if you guys have an answer, please give me. Hoekom op aarde sou hierdie koning gaan kyk het? Dink bietjie daaroor, die manne wat die ouens in die vuur gegooi het, is dood. Hoekom gaan ek in die vuur gaan kyk? Dis 'n vraag wat ons onsself nooit vra nie. Dis 'n vraag wat ons nooit, hoekom het die koning gaan kyk? En daar's mense wat sê, ja, want daar was nie geskreeuery nie, daar was nie, maar daar sou nie gewees het nie. Daai vuur was so warm, die ouens het hulle so gedra, hierdie oues dood, die ou voor, moes dan ook dood gewees het. Hoekom sal ek in die vuur gaan kyk? Die wêreld kyk in jou vuur om te sien wie jou God is. Die wêreld daar buite kyk in ons vuur om te sien wie ons God is. God kan nie in die vuur opdaag nie, as ek nooit in die vuur is nie.
God kan nie jou omstandighede verander nie as jy nog nie omstandighede gehad het nie. God kan nie jou geneesheer wees nie as jy nog nie siek was nie. En ons vra partykeer, Here, hoekom gaan ons deur hierdie goed? Ek en Delaney, ek gaan so bietjie uit die huis uitpraat, net so bietjie. Vir die laaste 2 jaar seker, miskien bietjie langer, kyk ons brand. En ons kan nie verstaan hoekom die Here hierdie gaan verkeerd en daai gaan verkeerd en ons weet nie wat se kant toe. Eers het daai gebeur en skoonmaale is dit en dan is dit en dan gebeur goedjies met ons en dan is my sussie kanker gekry en dan Here asseblief, waar stop die goed? Wat gebeur? En nou Gister toe gaan skiet ons nou oorbelle vir arme ou Shiloh in. En kyk, ek weet nie of daai 2 vrouens nigter was nie. Maar ek dink sy het 5 gate in haar ore nou. Want dit was hier mis en daar skeef en hier en daar en ek sê net vir Delaney, ek gaan soos Jesus wees, ek vat my kind en ek gaan. En ek loop net weg en Delaney sê, sorry babe. Sy sê vir my, kyk, ek het nie 'n saak nou om die Here te verteenwoordig, ek gaan my kind beskerm. En dis hoe ons dink. Dis hoe ons omstandighede toelaat om ons te verander. En ons is mens, dit gaan gebeur. Maar hoe nader ons aan God kom, hoe nader ons aan die Heilige Gees kom, hoe minder gaan daai goedjies begin gebeur. Want ons het die karaktereienskap van die Gees. Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning, hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne, los binne in die vuur, wandel sonder dat daar ietsie aan hulle is. En die voorkoms van die 4de, lyk soos die van 'n godsseun. Toe het Nebukadneser nader gekom, na die opening van die brandende vuuroond, en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God. Onderstreep gou vir my allerhoogste. Want nou weet ons wie. En nou weet hy wie. Toe hy begin besef wie, daar's 'n paar skrifte na dit, maar die knegte, ek wil net hê ons moet hierdie 2 bymekaar sit. 'n Paar versies terug het hy gesê, wie gaan julle uit my hand kom red? Nou sê dieselfde koning, knegte van die allerhoogste. Sy gode het nou sommer afgeskuif. Die God wat 'n goue beeld gekry het, die God waarvoor neer moes buig, is nou afgeskuif. Hy is nou nie meer so belangrik nie. Kerk, die gode van die wêreld gaan begin afbeweeg as ons hom begin ophef. Dis die werk van die kerk. Dis nie net om na 'n gebou toe te kom nie. Dis nie net om deel te wees van 'n congregation. Dis great en is belangrik en is baie lekker. Maar ons het 'n rukkie terug 'n studie gedoen in Potch. Ek dink, ek kan nou nie mooi onthou nie, ek dink was iets in die 40 kerke in Potch. En as daai kerke, elke liewe kerk, dis NG, AGS, almal saam, vol sit, is daar nog steeds oor die 10.000 mense wat nie plek het in 'n kerkie. Nou vra ek die vraag, hoekom is die kerke dan nie vol nie? Ek het die antwoord ook. Want die kerk is te bang om in die vuur te gooi te word. Kerk is te bang om in die vuur gegooi te word. As ons net besef hoe nuuskierig is die wêreld daar buite om te sien wie Jesus is. Ek het nou die dag, die bordjies is hier buite en ons het Pastor Paul hulle voorjare, ek weet nie of dit al hierdie jaar gewees nie, daar by die robotte gestaan en bordjies opgehou.
En ek het myself die vraag gevra, kan jy imagine? Ek sê nie dit het gebeur nie, asseblief. Maar kan jy imagine? Ek hou die bord wat sê Jesus is lief vir jou. En Delaney ry verby wat saam my werk. En in die week het ek haar stikkend gevloeg en gesê sy is niks werd nie. Wat dink jy beteken daai bordjie? Sien, dis maklik om rond te loop met die Christen bordjie. Is nie so maklik om in die vuur te staan nie. Dis maklik om met die Christen bordjie goeders te doen as dit ons pas. Is nie so maklik as dit moeilik gaan nie. God is in staat. En dis amazing, dis een van my gunsteling boodskappe wat ek al ooit gepreek het, is die 4de man in die vuuroond. Hy is in staat om al in te stap en saam my rond te stap. Ek wil hê ons moet ietsie besef vanoggend. God het hulle nie uit die vuur uitgehaal nie. Hy het hulle ook nie uit hulle captivity uitgehaal nie. Toe hulle uit die vuur uitstap, was hulle nog steeds gevange geneem. Niks het verander buite nie. Maar dit wat hulle gedoen het, het toegang gegee na 'n nasie om die God te aanbid. Soveel so, dat dit 'n koning wat nie eers 'n paar skrifte terug geweet het wie die God is nie, hom as nommer 1 voorgestel het. Kerk, as mense daar buite wat nie eers weet wie God is nie. En ons is die rede hoekom. It's easy to be church in the church. Dis maklik om hierdie mens te wees, as ek by ander mense is wat die mens is. Ek het nou die dag, was dit gister, vir Delaney gesê, dit is so lekker, mense is so vriendelik hier. En almal is vriendelik in die kerk en ons praat mekaar, maar ons sien mekaar nie buite nie. Is ons so vriendelik buite? Veral as hy baas by die werk jou begin irriteer. Is ons wie Jesus wil hê ons moet wees? Mense op skool, hierdie een is vir julle. Daai onderwyser wat jy is doodseker sy piek op jou. Doodseker. Wat staan onderwyseres van Matilda? Maar daai kwaai tannie, jy's doodseker. Da's daai tannie en sy's daar vir jou. Jy's 100% seker. Is jy nog wie Jesus wil hê jy moet wees? Sien, is nie maklikie. Niemand het nêrens dit gesê, dis maklikie. Niemand het gesê, as jy, mense het dit gesê, as jy na God toe gaan, moet alles goed gaan. My Bybel sê nie so nie. Mense het so gesê, maar die Bybel sê nie so nie. Niemand het gesê, dis gemaklik nie. Niemand het gesê, dit is maklik nie. Maar, God sê, die wat volhard tot die einde. Ons moet volhard. Ons moet groei. And growth does not come through ease. Growth comes through pain. As jy dink aan 'n saadjie, daai saadjie moet eers oopbreek. Dis nie so 'n lieflike oomblik en net ewe skielik is daar 'n boom wat so hoog is nie. Dit moet eers oopbreek, dit moet deur die grond breek, dit moet groei. Dis wat dit is om 'n Christen te wees. Ek sê altyd vir hulle, ek haat die woord religion. Want dis al wat dit is deesdae. Dis 'n religion. Ons kom kerk toe, ons bid, ons gaan huis toe. Christenskap is nie 'n godsdiens nie. Dit is wat hierdie kerk sê dit is. Waar is dit iewers op? Dis 'n leefstyl. Dis nie net 'n leefstyl in leefstyl nie. Dis 'n leefstyl daar buite. En as ons begin soos die kerk funksioneer, kan jy imagine,
Dink aan Petrus wat een boodskap gepreek het en 3000 mense was gered. My pa sê nou die dag, of my skoonpa is een van hulle, sê nou moet jy 3000 boodskappe preek voor een ou gered word. Ja, sien, dit was maklik daai tyd, want jy het Jesus gesien opstaan. Jy het Jesus gesien gekruisig word. Jy het gesien die krag waarin die kerk werk. Waar is dit? Sien, daar kan nie meer krag wees nie. Want ons wandel nie soos wat God verwag ons moet nie. My skoonpa het altyd gesê, almal wil die gawes hê, sonder om die een wat die gawes gee, te eers leer ken. Hoeveel keer kerk, ek is skuldig, het ons gebid, Here, gee asseblief my die gawe van genesing, of die van wonderwerke, of daai. Hoeveel keer het ons gebid, Here, maak, laat ek en U meer intiem kan word. Laat ons meer met mekaar tyd spandeer. Laat ons 'n beter verhouding hê. Jy sien wat ons so daai goedjies reg kry, gebeur die ander goed van self. Maar dit is nie my gawes nie, dis syne. Ek kan nie vir dit vra nie. As ek vir Delaney vra vir 'n sweet, dan is dit nie 'n geskenk nie. Ek het vir dit gevra. Sien, ons hoef nie te vra vir die krag van die Heilige Gees nie. Ons moet hom net leer ken. Ons moet net 'n intieme verhouding met hom hê. God het 'n plan met alles. Met almal, met alles, met elke vuuroond, met elke omstandighede, met elke situasie. En jy dink aan die drie jong manne. Die plan van God was die hele tyd die vuur. Maar hoe? Want as hulle nie in die vuur was nie, sou hulle nie saam Jesus in die vuur gestap het nie. En as hulle nie in die vuur was nie, sou die wêreld nie so nuuskierig gewees het nie, dat hulle gekyk het en gesien het, wag, hier's iets wat anders is. See, not every moment, not every fire situation is sent from the devil. Hy wil jou vir homself kry. Maar partykeer stuur die Here die vuur, so that my title is forged in fire, so that other people's faith may be forged in my fire. Sien, ons dink die vuur is vir my. Vuur is nie altyd vir my nie. Ek dink aan Jesus op die kruis met daai 3 manne. Daar's 'n ou wat gered was en sy lewe heeltemal verander het, omdat Jesus deur die vuur gegaan het. Nie imagine hoe daai ou sou gesterf het in sy sonde, as Jesus nie daar was nie. En hy verwag dieselfde van ons. Ek het vir ons baie, baie slegte nuus. Jy gaan deur die vuur gaan. Jy gaan. Maar ek het 'n God wat in staat is om jou daar te ontmoet. En hoor gou baie mooi kerk, hierdie is super belangrik. Ek het nie gesê daar's 'n God wat jou daar gaan uithaal nie. Ek het gesê daar's 'n God wat jou daar gaan ontmoet. Sien, want in omstandighede, daar's party omstandighede wat ons deur moet loop. Die grootste wonderwerk van hierdie hele storie is vir my nie dat hulle dood gegaan het nie, of nie dood gegaan het nie. Die grootste wonderwerk van hierdie storie is die boeie is gebrand, maar nie hulle klere nie. Dis dieselfde materiaal. Great. Maak nie sin nie. Uit die vuur uit gestap. Nie soos rook geruik nie. Niks evidence van dat hulle in die vuur was nie. Hoekom? Want hulle was bereid om deur al daai te gaan, om by hom uit te kom. Waar wil ons wees vanoggend, kerk? Hier is my vraag, en ek het vir Delaney gesê, ons gaan nie 'n altar call hê vanoggend nie. If you've got the song, if you can play it for me. Ek gaan 'n liedjie speel, en hierdie liedjie se naam is Even If. En ek staan eerste. Ek gaan 'n verklaring maak vanoggend. Even if he doesn't.
Even if he doesn't, ek gaan staan. En terwyl elke oog gesluit is vir oggend, die duiwel wil hê jy moet buig. Duiwel wil hê jy moet opgee. En asseblief, ek vra baie mooi, hierdie is baie belangrik, want jy gaan vanoggend nie 'n verklaring voor Dwayne maak nie, of vir 'n verklaring voor leefstyl maak nie. Ons gaan 'n verklaring voor God maak vanoggend. En ons gaan sê, Here, ek besluit, ek gaan staan. Nie net in die kerk vandag nie, maar voor elke omstandighede, voor elke siekte, voor elke situasie, ek gaan staan. Want daar's niks en niemand anders wat my daar gaan kan uithaal nie, net U. En al doen U nie, ek gaan staan. En terwyl hierdie liedjie speel, gaan ek vir julle vra, ek wil hê julle moet bid. And if you really ready to make this commitment, I know you're able and I know you can. But even if you don't, ek weet wie U is. En dit is vir my genoeg. So terwyl hierdie liedjie speel, I want you to really think about this, and if you want to make that declaration, I want you to stand on your feet with me. Vanoggend sê ons net nie ons staan in die kerkie. Vanoggend sê ons, Here, ek is bereid om deur daai vuur te stap vir U. Ek is bereid om deur daai vuur te gaan vir U. Nie vir myself nie, nie dit wat dit vir my kan doen nie, nie waar ek kan wees nie, maar ek is bereid. Maak nie saak wat my pad langs kom nie, om te staan, want ek weet wie U is. En U woord sê, U is die geneesheer. U is my redder. U is my voorsienaar. U is my banner. U is wie U sê U is. En dis omdat U is wie U sê U is, het ek 'n kans. This is a Jesus and me moment. Not a Jesus and church moment, not a Jesus and people moment, not a Jesus and my husband and wife moment. It's a Jesus en ek oomblik. En ek gaan ons challenge voor ons afsluit vanoggend. Dit wat ons vanoggend gedoen het, moet ons nou buite gaan doen. Ons het besluit om te sê, Here, ek skuif alles uit die pad uit. En ek weet omstandighede kan gaan kom, ek weet situasies gaan kom, ek weet. Maar ek weet, U is groter. Ek weet U is sterker. Ek weet U is beter. Ek weet U is in beheer. It's one of my favorite songs, this. Want het maak nie saak, Here. U is in staat om my hier op te tel en huis toe te vat soos in die Ou Testament. U is in staat om petrol in my kar te sit. U is in staat om kos op my tafel te sit. U is in staat om my te genees. U is in staat, maar al doen U nie, dis omdat U in staat is, sal ek U volg. And this is the declaration we're making this morning. Father, we will follow You no matter what comes our way. En ek gaan afsluit, ons gaan elke oog gesluit. Father God, You see our hearts this morning. You see the declaration that we've made this morning. Father, and we just want to say to You, no matter what fiery furnace, no matter how much hotter they make it, no matter what they throw our way, we will stand because of who You are. Not because of who we are, not because of what we've done, not because of what we can do, but because of You and because of who You are. And I pray this morning, Abba Father, that You will touch every heart, that we will
turn every circumstance, that you will change every situation, and Father God, that you will do that which you are capable of doing. But that you will help us to stay in your ways and in who you want us to be. En Abba Vader, vanoggend wil ons net dankie sê. Dankie vir wie U is. Dankie vir wat U al klaar vir ons gedoen het. But most of all, Abba Father, we want to say thank you that we were important enough that you gave us a chance. Because without that chance, we would be dead. We give you all the honor. We give you all the glory. I pray, Abba Father, that you will bless us on our way home, that you will protect us, and that you will keep us safe, and that you will bring us back at the intended time. And we thank you for this in Jesus' name. Amen. Amen. I hope you have a